Het jy al ooit op 'n dag wakker geword en dan begin jy 'n bietjie dink oor alles wat jy die dag moet aanpak, alles wat vir jou voorlê. En dan as jy jouself weer kry, dan dink jy wat vir die week voorlê, of wat vir die maand, of vir die jaar, of vir die volgende paar jare voorlê. Dalk is jy iemand wat besig is om nog te studeer, en jy dink, joh, maar ek het dit op hierdie stadium so moeilik, ek het so 'n moeilike toets wat vandag voorlê, hoe gaan ek die volgende 4 jaar maak? En dan gaan jy op jou knieë en jy bid en jy vra, Here, gee my tog krag vir hierdie 2 weke wat voorlê. Gee vir my krag vir hierdie 4 jaar wat voorlê. Gee vir my krag totdat ek die dag sterf. En op 'n manier kry jy net nie 'n antwoord op daardie gebed nie. En dan dink jy, dit is omdat die Here jou nie wil verhoor nie. Maar dis nie die waarheid nie. Die feit is, die Here kies om dag vir dag met ons te werk. En dalk het die teksgedeelte waarna ons vandag gaan kyk al reeds by julle opgekom. Matteus 6 vers 25 tot 34, waar ons Here Jesus sê, moenie bekommerd wees oor môre nie. Vandag het genoeg bekommernisse van sy eie. En dan, wat baie interessant is van hierdie gedeelte, wat ons moet wegneem uit hierdie gedeelte, is dat die Here kies om dag vir dag met ons te werk. Hy gee nie vir ons meer energie, krag, genade of vertroosting as wat ons vir daardie dag nodig het nie. Glad nie. Ons kan dit amper so beskryf, baie van julle ken daardie mooi pakkies wat winkels opmaak vir Vadersdag of Moedersdag. Daar's 'n koffiebekertjie in, daar's 'n klein teddy in, daar's chocolates in. Dit is so 'n mooi opgemaakte pakkie. Nou ons kan eintlik sê, die Here gee vir ons 'n pakkie energie, 'n pakkie genade, vertroosting vir die dag. Maar ons probleem is, ons sê vir die Here, nee Here, ek soek my pakkie energie vir die volgende 2 weke, vir die volgende 2 jaar, vir die volgende 2 dekades, totdat ek dalk sterf. Maar die Here sê nee, ek gee dit vir jou net vir vandag. En dit is die rede hoekom ons nie eers 'n tweede gedagte aan môre hoef te gee nie. Nou dit beteken nie ons moet net terugsit en dink alles gaan gebeur nie. Ons moet mooi werk met ons finansies, ons moet beplan vir die toekoms, maar ons moet nie angstig wees nie. Angs kan ons niks help nie. Angs is iets wat poog om letterlik ons lewe uitmekaar uit te skeer, en ons Here Jesus sê, ek wil nie hê jy moet angs hê vir môre nie. Beplan vir môre, dis goed. Maar as dit by angstigheid kom, moenie eers 'n tweede gedagte aan môre gee nie. En dan kry ons bevestiging dat dit die waarheid is in Klaagliedere 3, waar die Here sê, môre, elke môre is my genade weer nuut. Daar kom nie 'n einde aan my troue liefde nie. En dan sê die oorseese predikant John Piper iets baie interessant, gebaseer op Matteus 6, waaroor ons nou net gepraat het. Hy sê, ons moet fokus op toekomstige genade. Met ander woorde, die Here, soos hy vandag genade gee, moet ons glo en vertrou dat hy ook toekomstige genade gaan gee, soos hy beloof. En dan haal hy 'n baie interessante teks uit Deuteronomium 32 of 33, ek kon nou nie mooi onthou wat die teks nie, maar daar staan, soos jou dag is, so sal jou krag wees. Met ander woorde, hoe uitdagend of moeilik die dag is, so sal die Here jou pakkie energie en genade en vertroosting vir die dag aanpas, as 'n mens dit op so 'n manier kan sê. En dit rym amper mooi. Skryf dit vir jouself neer op 'n sticky note en plak dit by jou venster of by jou spieël waar jy elke oggend jou tande borsel. Soos jou krag, soos jou dag, so jou krag. En dan iets baie interessants, baie mense vra, maar wat as iets gebeur wat bo my kragte is? Sal die Here ooit iets laat gebeur wat bo my vermoë is? En die antwoord is, baie keer gebeur dinge wat vir ons te veel voel. Gaan lees 2 Korintiërs 1, waar Paulus sê, ek het bo my kragte versoek gevoel, het gevoel asof daar niks anders vir my wag nie as die dood. Maar dan sê hy, dit het gebeur sodat, daai sodat is die belangrik,
ek nie op myself sal vertrou nie, maar op God wat die dode opwek. As jy ooit voel, jy word bo jou kragte versoek, kyk na die Here, die een vir wie die dood nie eers 'n probleem is nie. En dan sê Paulus iets interessant in 2 Korintiërs 1, wat ons verlos het uit so 'n groot doodsgevaar, verlede tyd, wat nog verlos, hede, hy doen dit nou, en op wie ons vertrou dat hy ons nog sal verlos, toekomstige tyd. Hy sorg vir die verlede, hede en toekoms. Ons kan sien hoe hy in die verlede gesorg het, ons kan sien hoe hy vandag sorg, en ons kan weet dat hy in die toekoms vir ons sal sorg. Dinge mag dalk bo ons vermoë gebeur, maar nooit bo sy vermoë, of dinge kan nooit gebeur wat sy troos oorweldig nie. En dit is hierdie week se boodskap vir julle.